Kan julle glo dit is amptelik die laaste aanddiens vir die jaar. Ons is hier. Okay. Fantasties. Weet julle, ek gaan julle nooi om vir 'n oomblik gou saam met my net in te asem. En blaas jy asem uit. En kom net tuis hierso. Julle vind nou nog plekkie waar julle gaan staan of sit. Dis baie okay. Ek wil graag vir ons open met 'n gebed. En dan gaan ons regtig net lekker saam sing. So, soos opgewonde, dankie vir Pieter, julle wat die musiek vir ons lei. En dan gaan ons lekker 4 liedjies saam sing. En daarna in die res van die aand inspring. So kom ons word vir 'n oomblik rustig, net waar jy staan of sit. Maak jou oë toe. Here God, dankie dat ons hier saam mag wees vanaand. Dat U ons hier bymekaar gebring het, van waar ook al af ons kom. Klomp van ons is al half op vakansie en het baie energie en is opgewonde om klaar te wees met die jaar. Van ons wens dat die jaar kan klaarmaak, want ons het nog baie om te doen en daar's klomp goed om nog by uit te kom. Here, ons elkeen bring iets anders in die vertrek in. En ek bid dat U dit sal ontvang, soos wat ons hier vanaand na U toe kom. Here, vanaand gaan alles oor die Kersverhaal, oor die goeie nuus, dat U so lief is vir ons, dat U mens geword het, onder ons kom woon het, sodat ons lewe mag hê, en dit in oorvloed. Here, ons bid dat U vanaand hier saam met ons sal wees, en dit saam met ons sal geniet, en dat waar ons nou gaan saam sing, Here, dit regtig nie net woorde sal wees nie, maar dat U dit sal ontvang as 'n offer, wat uit ons hart uitkom, en sal weet dat ons oneindig lief is vir U, omdat U ons eerste lief gehad het. Seën ons saam wees vanaand en geniet dit saam met ons. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dan nooi ek ons almal om op te staan, en dan loof ons die naam van die Here. En julle mag regtig nader staan. Dis almal beklei so half om niemand wil voor staan nie. So kom staan nader. Hosanna, want die koning het gekom en hy is hier vir ons. Ons sing Hosanna, want God het ingetree. Ons sing Hosanna, hy het sy lewe kom gee en hy is hier vir ons. Koning is hier, Here Jesus, U is die koning van my lewe. Die koning is hier, die koning is hier, Here Jesus, U is die koning van my hart. Sing halleluja, want God is op die troon. Ons sing halleluja,
want die dood het verloor by die kruis van Jesus. Ons sing halleluja, want die lig het gekom. Ons sing halleluja, daar's lewe deur hom en hy het gekom vir jou en my. Die koning is hier, die koning is hier. Here Jesus, U is die koning van my lewe. Aku bangga Baba, when aku pakai si aku bangga Baba, ake ko fanana,
aku bangga Baba, rena upakene. Si aku bangga Baba, ake ko fanana. All thanks be to our God, with hearts and hands and voices, for all that He has done, in whom the world rejoices, who from our mother's arms has blessed us on our way with countless gifts of grace. His love is here to stay. Si aku bangga Baba, Wena upakene, si aku bangga Baba, ake ko fananawe. Si aku bangga Baba, Wena upakene, si aku bangga Baba, ane ufanana. The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, it trembles at his voice. Now great is our God, sing with me, how great is our God. All sing how great is our God. And age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The God and three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God, sing with me, how great is our God. Oh, sing how great is our God. You are the name, you are the name above all names, worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. You are the name above all names, worthy
And how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, sing how great is our God. And how great is our God. Sing with me, how great. No, sing how great is our God. You are the name above all names, worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. You are the full name. You are and my how is our God. Kom ons sing dit nog een keer. You are the a thousand generations are falling down in worship, sing the song forever to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And all the angels cry, Holy, all creation cries, holy, you are lifted high. Holy, and holy forever. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever
is your name. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. All the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Forever, you will always be. Holy, holy forever. Here God, ons is hier omdat U hier is. Here, en dan omdat U ons elkeen uitgekies het om U kinders te wees. En Here, en vir dit is ons ewig dankbaar. Here, soos wat ons in hierdie tyd van Desember en voor Kersfees ingaan, Here, is al 'n klomp goed daar buite wat vir ons sê hoe om Kersfees te vier. Maar Here, ons weet waar dit regtig gaan. En dit gaan oor die feit dat U mens geword het en onder ons kom woon het. Vir ons 'n voorbeeld gegee van hoe om in liefde te leef. Here, U self gegee het vir die wêreld, sodat ons U kinders mag wees. Here, waar ons vanaand dan nou saam gaan ontdek, nuwe goed wat ons nie geweet het van die Kersverhaal nie, of goed wat ons gedink het ons weet, wat ons dalk al vergeet het of nooit geweet het nie. Here, bid ek dat al die goed nie net vir ons interessant sal wees nie, maar Here, dat elke ding waarmee ons vanaand besig is, ons vorm om meer en meer soos Jesus te wees. Dat ons U storie ken en deel maak van ons lewens. En Here, dankie dat U vir ons die krag gee om vanaand hier te wees. U wil ons moeg is aan die einde van die jaar. Mag ons ook vanaand weer energie kry om in die week voluit tot eer van die naam te leef. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Right, julle is welkom om te sit en dan julle is welkom, net daar agter is daar 'n klomp komberse en poefkussings, beanbags. So julle is welkom. Asseblief moenie almal daar agter gaan sit en die idee is jy moet gaan sit saam met die mense waarmee jy nou gaan saamwerk. So ons almal, die idee is dat jy groepies maak, nie op jou eie wees nie, want een goeie rede is vir die quiz om te werk. Ons gaan nou daarvoor op wees. Kan ons net 50 devices hê en ons is meer as 50 mense. So jy moet ten minste saam met 2 of 3 ander mense werk
vir hierdie om te kan werk. So ideaal so 5 of 6 mense wat saamwerk. Wat een van daai persone jou foon gaan uithaal. So dis welkom. So as jy jou foon uithaal en jy's een van die mense wat sê, maar ek het nie data nie, daar's jou redding. So as jy daai kodetjie scan, dan kom jy op die netwerk. Okay, goed julle, so maak seker een persoon in die mense rondom jou waarmee jy sit en gaan saamwerk, scan daai kodetjie om op die netwerk te kom. As jy dit nie wil doen nie en jou eie data gebruik, is jy ook welkom. Hy gaan nog vir 30 sekondes op wees en dan gaan daar nog 'n kode kom vir julle om te scan. So maak seker jy scan hom. Aiden, sit gou die stage ligte af asseblief. Mense sê hulle sukkel om die kode te scan. Asai, hopelik werk dit beter? Nee. Maar dit kan op my foon wees. O, dis die probleem. Okay, ek besef dalk as jy 'n Apple het, dalk gaan dit werk, dalk nie. Ek weet nie. Okay, goed. So as ons die 10 sekondes, dan gaan daai ouetjie verdwyn. So maak seker jy is ek hoop hy werk. Ek wou nice wees met julle dat julle nie julle eie data hoef te gebruik nie. Kon julle opkom? Okay, so daar is mense wat wel kan connect. Goed. Okay, julle dan die volgende kode is die een. Nou moet hy net werk. Okay. My tablet wil nou nie so lekker saamwerk nie. So ons gaan hom van die agteraf net gou opgooi. Okay. Okay, so daai ouetjie kan julle nou scan om in die game in te kom. Nou is ek weer op. Aiden. My internet is weer terug.
Okay, skus julle. Ons het net gou vinnig 'n tegniese probleempie gehad, maar ons is weer terug. Okay, right julle, as ek kan vra dat jy gou vinnig hiervoor fokus. Vanaand se idee is dat ons pret hê, maar ons kan nie oor mekaar praat nie. So hy gaan nou daar opkom. Ek hoop. Kom hy. Okay, fantasties. So julle kan daai ouetjie scan om in te kom in die game in, of daar's 'n kode. As jy die kode 5834852 intik by Kahoot It. So as jy Kahoot It Google, vat hy jou na daai skerm toe en dan kan jy inkom. Wil dit seker maak hy werk. Fantastic. Okay, goed. Kan ek net gou sien wie sukkel nog om in te kom? Wie is almal al in? Is julle al uitsorteer? Kon julle inkom? Wie in wil wees? Fantasties. Okay, is ons min of meer reg om hierdie partytjie dan nou aan die gang te kry? Ek sien hier's nog 1 of 2 wat wag om in te kom. Dit is seker. Okay, dankie Lisa. Okay, so ons gaan aanbeweeg in 20 sekondes. As iemand nog sukkel om in te kom, kan ek my foon omstuur vir 'n nader enetjie, maar ek glo almal is reg. Okay, hier gaan ons. So. Hulle is baie meer energie as hierdie kant. Ek weet nie hoekom julle so gevrek is nie. Ja. Okay, kom ons fokus gou vir 'n oomblik. Ek probeer nou Sorry, julle het te vinnig begin. So ons gaan nou net weer in moet kom. Dit behoort vinnig te wees. Dan moet ek behoorlik intel. Okay, so as julle gou vir 'n oomblik kan fokus, dan kan ek verduidelik hoe dit gaan werk en dan kan ons daarin inspring. So Okay, goed julle, kan ek gou julle aandag kry? Ek hoor daar's agtergrondmusiek uit en jy kan dit maar ja, afsit. Anders gaan ons nie mekaar kan hoor. Okay, julle luister gou vir 'n oomblik hier. Anders gaan ons nie kan begin nie. Dankie. Okay, so hier gaan die pret begin. Hoe dit werk is alles gaan 4 opsies
of baie keer meer hê. Meeste van hulle het net een antwoord, maar daar's een of twee wat meer as een het. En dan so tussenin gaan ek iets sê oor dit wat gebeur. So ek het heel aan die begin gesê, vanaand is dan nou die laaste aanddiens vir die jaar, en dis hoekom hy totaal en al anders lyk as die res. As jy nou vir die eerste keer vanaand hier is, dit lyk nie gewoonlik so nie. Gewoonlik voel dit bietjie meer soos wat jy as 'n erediens in jou kop het. Maar so een keer per jaar probeer ons iets anders doen om op 'n lekker manier af te sluit. So, vanaand is dan nou die Kersfees quiz en vir die wenspan is al 'n pak Smarties op die tafel. Net omdat jy dan bewys het jy is slim. So elke vraag julle het jy 30 sekondes om te antwoord. So binne 30 sekondes moet jy die knoppie druk, anders gaan jy nie 'n punt kry vir daai ouetjie nie. Okay, so is daar enige vraag op hierdie stadium van die geveg of spring ons in? Lieflik, hier gaan ons. So vraag 1 is die volgende. Is jy reg vir hom? Watter twee boeke vertel Jesus se geboorteverhaal? Matteus en Johannes, Markus en Johannes, Matteus en Lukas of Markus en Lukas? Which one? Wat se twee van hulle vertel die geboorteverhaal van Jesus? So weer eens, jy het gedink jy ken die verhaal. Ons gaan nou uitvind. Regte antwoord is Matteus en Lukas. So vir die van julle wat nie geweet het nie, Markus en Johannes sê niks oor die geboorte van Jesus nie. Dis net Matteus en Lukas. En hulle vertel die verhaal so klein bietjie verskillend ook. So hier kom vraag 2. Ons sal later kyk wie's voor. Kies die korrekte opsie. Matteus vertel van sterrekykers en skaapwagters. Lukas vertel van sterrekykers en Matteus van skaapwagters. Matteus en Lukas vertel beide van skaapwagters en sterrekykers. En Matteus vertel van sterrekykers en Lukas van skaapwagters. So sterkte. Ons weet daar is skaapwagters en ons weet daar is sterrekykers of wyse manne. Ons wil weet wie vertel van wat. Okay. Wel nee. Dan moet hulle nader kom sit. Dis baie plek. Okay, maat. Ek hoor daar's van julle wat nie lekker kan sien nie. So vir een hier's nog baie plek. Vir twee, wanneer ek die vrae lees, gaan dit baie help as ons so ek gaan so 'n bietjie vinnig stilte vra voordat ons aanbeweeg en dan kan julle praat om die regte antwoord te kry. So is julle reg vir die volgende een nou. So hier gaan ons. Ek lees vir ons. Die angels is eerste op die stadium. En watter evangelie praat die engel met Maria? So daar's net een van die weergawe waar die engel met Maria praat en die ander evangelie praat die engel net met Josef. So wat se een van die twee praat die engel met Maria?
Antwoord is Lukas. Okay, ons gaan aanbeweeg. Hierdie storie gaan met rol. Hier is nog 30 vrae. So stilte. Volgens Lukas, wat was die Engelse naam wat vir Maria die nuus van Jesus se geboorte gebring het? Daar's 4 opsies. Michael of Michael, Raphael, Uriel of Gabriel. Wat sê een van daai 4? Hulle almal is name van engele wat iewers in die Bybel voorkom, dink ek. Een van hulle is ek onseker oor. Right, okay, redelik almal het hom goed reg gekry. Okay, volgende vraag. Hier kom hy, julle. Is julle reg vir hom? Wie was die familielid van Maria wat in dieselfde tyd as sy swanger geraak het? Of wat was haar naam? Wat was die familielid van Maria se naam wat dieselfde tyd swanger geraak het? Elisabeth, Sarah, Hagar, Rahab. Okay, lyk my hy was so half tussen Elisabeth en Sarah. Maar die antwoord is Elisabeth. Right, volgens Lukas, watter keiser het 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling gehou moes word? Was dit Alexander, Archelaus, Herodes of Augustus? Niemand het gesê hier is 'n maklike quiz nie. Maar weer eens, jy dink jy ken die verhaal. Ons gaan nou uitvind. Antwoord is Augustus. En net 6 van julle het hom reg. Die angels loop nog steeds voor. Van die begin af. Hulle doen goed. Raad julle volgens Matteus, wat wou Josef doen toe hy hoor dat Maria swanger is? Na die tempel toe gaan, vir sy familie vertel, van haar skei, of vir Maria vra hoe dit moontlik is? Hy wou van haar skei. Is julle reg vir die volgende een? So ons gaan op 'n stadium bietjie breek en dan gaan ek so 1 of 2 goed deel, maar tot ons by daai punt kom, gaan ek gooi. Volgens Lukas, hoekom het Josef en Maria na Bethlehem toe gegaan vir die volkstelling? Om familie te besoek. Josef was 'n afstammeling van Dawid en moes daarom na Bethlehem toe gaan. Hulle moes vlug van koning Herodes en Josef was 'n skrynwerker en moes in Bethlehem gaan werk. Dis die 4 opsies. Hy behoort redelik voor die hand liggend te wees vir meeste van julle, maar ons sal sien. Hierdie is vir my net so insiggewend soos vir julle. Hey, meeste van julle het hom gekry. So net vinnig. Hierdie is nou weer eens een van daai goed wat jy de mekaar raak tussen die stories. So hulle moes van Herodes wegvlug Egipte toe, nie Bethlehem toe nie. En dit is in Matteus. So daar's nie 'n volkstelling in Matteus nie. Volgende vraag.
Ja, julle kan meer as een kies. Watter diere word in enige van die verhale genoem? Ons meer as een regte antwoord, so jy kan kies soveel soos wat jy wil. Donkie, duif, skaap, perd, vark of hoender. Die regte antwoord. Julle hieroor wil ek iets sê. So die regte antwoord vir die vraag is dan nou duif en skaap. Wie het gedink daar's 'n donkie? Daar's redelik baie mense. Daar's 'n paar wat gedink het daar's 'n vark en 'n hoender en 'n perd. Hoekom dink ons daar's 'n donkie? Want iewers fokus gou julle. Hoe sê jy? Iewers het ons die idee gekry Maria het op 'n donkie gery. As ek vir jou gaan vra, okay, waar staan dit? Jy gaan daai Bybel deursoek. In die kinderbybel. Okay, fantasties. Maar dis presies die ding, né? So ons het hierdie prentjies van wat gebeur het. Wat mense later bygevoeg by die verhaal of wat mense se verbeelding byvoeg. Fokus gou julle. Ons gaan nou aangaan. So ons het hierdie idee van wat in die verhaal gebeur. En ons vul dit in met 'n klomp goeder soos donkies en allerlei diere in die stal saam met hulle om die krib. Maar niks van dit is in die teks self nie. So ons hoor hierdie storie so baie en vertel dit so baie. Volgende week is ons kinderkersdiens, volgende week Sondagoggend. En dan gaan die kinders allerlei goed hier doen. Wat van dit in die teks is, maar van dit gebruik ons verbeeldings om dit in te kleer. En dan raak dit later dat ons nie meer kan weet wat nou eintlik in die verhaal is en wat nie. So partykeer ken ons nie die verhaal omdat ons dit nie lees nie en omdat ons nie weet wat daar staan nie. Ander kere ken ons nie die verhaal nie omdat ons dit heeltemal te veel keer al gehoor het. En ons weet nie meer wat eintlik gebeur het nie. So hierdie vraag is eintlik 'n uitnodiging om te sê gaan lees dit weer. Gaan lees weer, dis net 4 hoofstukke wat jy hoef te lees. Matteus 1 en 2 en Lukas 1 en 2. Dit gaan jy kan dit vanaand doen voor jy gaan slaap. Maar daar's 'n klomp goed in wat ons self insit, wat nie eintlik deel is van die verhaal nie. Goed, ons gaan dalk weer terugkom daarna toe. So, ons gaan aan. Daar's nog, ons gaan nou spoed optel, want ons nog 20 vrae. So, ons hoef nie deur almal te kom nie. Ons kan hom op 'n stadium stop, maar jy gat ons. Hier is vir my baie interessante goed tussenin, so ek hoop dit gaan vir julle ook insig wees. Wat beteken Immanuel? Sorry, ek het verkeerde knoppie gedruk nou. So God het lief, God regeer, God red of God is met ons. Niemand sê my ook, daar's iets op die skerm met hulle kan sien. Great, almal weet, hier gaan ons. Volgens Lukas, in watter dorp het Maria gebly toe die engel aan haar verskyn het? Samaria, Jericho, Nazareth, Bethlehem. Ek sien 'n klomp soos fronse. Kan nie so lekker weet nie.
Hey, meeste van ons het hom. Volgende vraag. Volgens Matteus, wie was koning van Judea toe Jesus gebore is? Archelaus, Herodes, Augustus of Heraclitus? Een van daai 4 opsies. Welkom julle. Herodes is die antwoord. Volgende vraag is dubbelwerk. Watter woord kom nie in enige van die verhale voor nie? Huis, stal, ster en verloofde. Watse een van hierdie 4 woorde kom nie voor in enige van die evangelies nie? Dis 'n geboorteverhaal. Okay, so hieroor het ek ook so iets om te sê. En julle, hierdie is regtig vir my interessant. En dit verander dink ek die manier wat jy dink oor Kersfees. Die woord stal kom nêrens voor nie. Nee? Almal weet Jesus is in 'n stal gebore. Maar dis nie in die teks nie. Die enigste ding wat daar is in Lukas staan daar. Jesus is in 'n krib neergelê, want daar was nie plek in die herberg nie. En ons almal het net aangeneem as jy krib hoor, moet dit stal wees, want dis die enigste plek waar krib is. Maar die interessante ding, en ek sou vir julle prentjies daarvan kom wys, is dat hoe mense se huise gebou is in daai tyd, is meeste families het een of ander soort dier gehad. En in die aand, veral as dit koud raak, daar in die woestynagtige gebied, dan het hulle diere ingebring in die huis in, en daar's 'n deel van die huis waar daar 'n voerbak is, 'n krib vir die diere, basies deel van die sitkamer. So onder was daar waar almal saam gekom het om te eet, en net daar langsaan was daar 'n plekkie vir jou dier, as jy een gehad het. En daar was 'n krib. So die idee wat ons het, dat Maria en Josef, niemand het plek vir hulle gehad nie, en hulle was alleen in die donker, in 'n stal saam met die diere, en geen mens het vir hulle omgegee nie. Dis wat in ons koppe aangaan, ek dink. Maar dis nie wat dis nêrens in die teks dat dit gebeur het nie. So wat baie meer waarskynlik is, en dit kan jy eintlik, as jy Grieks het, agterkom, want die woord vir herberg word later in Matteus, is dit dieselfde woord wat Jesus, toe hy saam met sy disippels nagmaal gehou het, in Lukas, toe stuur hy sy disippels en sê, daar's iemand daar, sy huis, gaan vra vir hom, of ons sy bovertrek kan gebruik, om die Pasga maaltyd saam te eet. Onthou julle daai storie? Dis dieselfde woord. So, daai woord is eintlik in iemand se huis, se gastekamer, was daar nie plek voor nie. Die kans is baie goed, dat Maria en Josef by vriende of familie aangeklop het, waar hulle nie plek gehad het nie, want daar was 'n volkstelling, so almal was daar, en hulle moes tussen ander mense rondom familie vir Jesus in 'n krib neerlê. Dis 'n ander prentjie van Kersfees, né? So dit weer eens is hierdie ding van ons dink ons ken die storie. Want ons almal is oortuig daar is 'n stal. Okay. So kom ons gaan ek gaan hierdie op 'n stadium eindig, want dit is nou al 6:00, maar vir die laaste diens van die jaar gaan ons gewoonlik aan tot 12:30, want dis hoe ons groepe is. So ons gaan hierdie vir nog so 10-15 minute cap ons dit, dan gaan ons afsluit met nog so 2 liedjies. So
As julle okay is daarmee, is julle cool. Hier gaan ons. Volgens Lukas, aan wie is die goeie nuus van Jesus se geboorte eers te vertel? Herodes, skaapwagters, Simeon, Elisabeth. As julle mooi onthou was daar 'n vraag aan die begin oor skaapwagters. Maar ek het nie gesê en wat se een is nie, so. Dis of skaapwagters is of in Matteus of in Lukas. So dalk lyk hulle om die bos. Dalk gee ek vir hulle een. Skaapwagters. Fantasties. Watter profeet het gesê, daar sal uit Bethlehem 'n leier voortkom wat vir my volk Israel herder sal wees. Hierdie is bietjie triekie want dit kom nie tegnies in die verhaal voor nie, maar Matteus haal hierdie profeet aan. So hierdie bietjie moeiliker vraag, maar as jy jou Bybel ken, soos of Habakuk, Sagaria, Micha of Maleagi, een van daai 4. Een van julle het vir my hierdie vraag half gestuur. So hier is iemand wat moet weet. Die antwoord is Micha. So well done vir die van julle wat dit gekry het. Volgens Matteus, vir wie het Herodes gevra waar Jesus gebore sou word? Sy raadgewer, sterrekykers, die priesterhoofde en skrifgeleerdes of die skaapwagters? Volgens Matteus, vir wie het Herodes gevra waar Jesus gebore sou word? Priesterhoofde en skrifgeleerdes. Meeste van julle het gedink sterrekykers. Die rede daarvoor waarskynlik is die sterrekykers het daar aangekom en gevra. Ons het die ster sien opkom, waar is hy? En toe stuur Herodes sy priesterhoofde en skrifgeleerdes om uit te figure. Goed. Hoeveel sterrekykers het na Bethlehem gereis? 3, 12, 7, niemand weet nie. Die antwoord is, niemand weet nie. Gou vinnig gevraag, hoekom sou ons dink, daar was 3? Daar was 3 geskenke. So ons neem maar aan, elkeen van hulle het hulle eie geskenkie gehad, maar dit kon 200 van hulle wees, met 3 geskenke, van goud, wierook en mirre. Maar ons weet nie, die teks sê nie vir ons nie. Hier gaan ons. Weer dubbelpunte. Volgens Matteus, waarheen het Jesus met Maria en Jesus gevlug? Persië, Babylonia, Sirië, Egipte. Ek sê seker hoekom hierdie 1 dubbelpunte is nie. Want almal behoort om te kan kry. Jee, Egipte. Okay. So op die stadium, Mitch en Ivy, wie is julle? Hey, Mitchell. Ja, okay. So hulle loop op die stadium voor. Julle is dis om te beat. Dubbelpunte. Wat beteken die naam Jesus? Dit is ook nie tegnies in die teks nie. Dit staan nêrens nie, maar as jy Hebreëus ken, dan het jy 'n voordeel, of as jy iewers opgelet het in die klas. Die Here verlos, die Here hoor,
magtige een of gesalfde? Wat sê een van daai 4? Wat beteken die naam Jesus? Okay. So, bietjie van 'n trick question. Want daar is 'n woord wat julle goed ken wat gesalfde beteken. Maar dis Christus. So Christus beteken gesalfde. Jesus beteken die Here verlos. Nou weet julle. Herodes het beveel dat al die seentjies jonger as 2 doodgemaak moet word. Wie anders in die Bybel het dit ook beveel? So hy's ook dubbelpunte want hy's nie deel van die verhaal nie, maar Matteus vertel hierdie spesifiek om te verwys na iemand anders. So is dit Nebukadneser, Archelaus, die Farao of Saul? Wat sê een van daai 4? Twee sekondes. Hey, okay. Meeste van julle het hom. Hop. Julle is voor. Okay, hier's 'n lekker battle aan die gang. Pisang, waar's Pisang? Okay, Pisang is nie baie ver agter nie. So die top 3 is nog ons game. Aiden, kan ek vra dat die ligte hier binne net aangesit word? Dit raak bietjie donker. Wanneer is Jesus gebore? Dit is 'n vraag wat ek uit julle uitgekry het. So dis hoekom hy hier in is. 6 na Christus, die jaar 0, tussen 4 en 6 voor Christus, of hang af watter evangelie jy lees. Wat is die antwoord? Goed. So met hierdie een wil ek ook so ietsie sê. So baie van ons praat ons nou, ons is in die jaar 2025 na Christus. So ons neem aan Jesus moet in die jaar 0 gebore gewees het. Vir daai om sin te maak, wie van julle het so gedink? So dis mense wat dit so bietjie verkeerd uitgewerk het en ons weet dit vir 'n feit. Daai telling het eers 200-300 jaar na Christus het hulle Jesus se geboortedatum gebruik om tyd te verdeel in 2. En hulle het dit verkeerd uitgewerk. Dis algemene, semi-algemene kennis binne akademiese kringe. Maar nou is die interessante ding, as dit nie die jaar 0 is nie, wanneer is dit dan? En as jy gaan op die inligting wat ons het en op grond van wat se evangelie jy lees, want onthou Matteus en Lukas vertel dit bietjie anders. Albei van hulle vertel van koning Herodes. Nou koning Herodes se tyd waar dit moontlik sou wees is tussen 4 en 6 voor Christus. So dis hoekom as jy nou universiteit toe gaan of die van julle wat is en jy doen 'n geskiedenis ding, niemand gebruik meer in die akademiese kringe voor Christus en na Christus nie. Hulle gebruik common era en before common era. Maak nou nie te veel saak nie. Maar as jy Lukas lees, dan praat hy van 'n sensus, 'n volkstelling. En daai volkstelling weet ons ook het 6 na Christus plaasgevind. So Lukas het eintlik 2 moontlike datums. Of iemand was iewers verkeerd en ons het nie dalk al die inligting buite die Bybel rondom wanneer mense getel is nie. Maak dit saak? Ek dink nie so nie. Die punt is net,
op grond van die Bybel self het ons nie noodwendig al die geskiedkundige inligting nie. En dis nie wat dit probeer doen nie. Ons het nie 'n geskiedenisboekie, probeer vir ons iets vertel van wie God is. So moenie laat dit jou ontstel nie. Okay, so dis ook iets interessant wat julle dalk nie geweet het nie. Uit julle vrae uit. So daai vraag is nie my skuld nie. Dit raak bietjie ingewikkeld van hier af. Wat het 8 dae na Jesus se geboorte met hom gebeur? Hy is benoem, hy het sy naam gekry, of hy is gedoop, hy is besny of hy is gesalf. Wat sê een van daai 4? Julle het 5 sekondes om te besluit. Hy is besny. Soos met alle Joodse seentjies in daai tyd. Volgende vraag. Is jy reg vir hom? Volgens Lukas, hoekom is Jesus in 'n krib neergelê? Omdat dit algemeen was in daai tyd? Ek het dit klaar so 'n bietjie dalk weggegee. Omdat die engel vir hulle gesê het om dit te doen, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie, en omdat Josef en Maria dit so verkies het. Hierdie is 'n freebie, almal behoort om te kan kry. As 'n paar van julle wat nie opgelet het nie. Okay, julle ons maak hierdie volgende een. Dan nou die laaste een. Want ons moet aanbeweeg. Okay, kom ons kyk wie's voor en dan besluit ons. So is julle reg vir die laaste vraag dan nou. Ek het geen idee wat wag nie. Hier's nog 'n paar ingewikkeldes wat sou kom. Daar's een wat belangrik is wat ek eintlik sou wou hê julle moes antwoord. Maar dit vat 'n rukkie, FC. So, watter profeet het gesê, kyk, die jongvrou is swanger en gaan 'n seun in die wêreld bring. Sy sal hom Immanuel noem. Dit is ook moeiliker een wat vra dat jy die res van jou Bybel ken. Is dit Esegiel, Haggai, Jeremia of Jesaja? Dit is Jesaja. Baie geluk. Daar vat op die doodsnikke. Vat julle om. Moet ons nou nog 'n vraag doen? Dis die vraag. Okay, julle, so daar's nog een vraag wat ek eintlik baie graag vir julle wil vra, net omdat dit vir my baie interessant is. En dit gaan oor die evangelie van Matteus. Matteus begin met 'n klomp name. Die geslagsregister van Jesus. My vraag vir julle, daar's 2 van hulle, julle kan sommer net so antwoord as iemand weet. Hoeveel vrouens word in Jesus se geslagsregister genoem? Weet julle? Okay, so hier's 0, daar's 2, 1, 2. Ek hoor 3. Sê jy nie? Okay, 0. Okay, kom ons wys dit gou by hande. 0. Wie sê 0? Wie sê 1? Wie sê 2? Okay, wie sê 3? Okay, goed. Well done, Lisbie. Okay, so, daar's 3 vrouens. Die van julle wat gesê het 2. Is daar enigiemand wat vir my die name kan gee? Van die 2 wat julle ken? Nee. Rut is daarin. So Rut is een van die name. Sê weer? Maria is nie daarin nie. Josef word genoem.
Okay, so ek gaan julle uithelp. Daar's 3 name. Daar's Rut, daar's Tamar en dan is daar die vrou van Uria. Enigiemand wat weet wie dit is? Batseba. So Tamar, Rahab en Batseba. En elkeen van daai 3 vrouens het 'n storie. En dis nogals iets as jy besef Matteus noem hulle vir 'n rede. So hiermee sal ek afsluit voordat ons gaan saam sing. So laat ek hierdie was nou vet pret. Laat ek amptelik vir julle die oorhandig. Baie geluk. Maar julle dan is die vraag nou, hoekom is hierdie belangrik? So hopelik het jy nou iets geleer wat jy nie geweet het nie en iets ontleer wat jy gedink het jy weet, maar nie daar is nie. Hoekom is dit belangrik? Somme oor die geslagsregister van Matteus. Matteus beskryf dat daar 14 geslagte is van Abraham tot by Dawid en dan 14 geslagte van Dawid tot by die Babiloniese ballingskap en dan 14 geslagte tot by Jesus se geboorte. 14 is 2 sewes. 7 is 'n simbool in die Bybel vir iets wat volmaak is. So dit wil iets sê, nie oor die geskiedenis nie, maar oor hoe God daarbey betrokke is. En dat iets van die tyd waar Jesus gekom het. Ons weet daar's baie meer name. As jy die Bybel gaan lees, dan kan jy dit sien. Jy kan self gaan tel. Dis nie 'n geheim nie. En Matteus weet dit ook. Hy weet mense weet toe hy dit geskryf het. So die punt is nie geskiedenis nie. Die punt is dat hulle iets wil kom deel op hulle eie manier, Matteus en Lukas, oor hoekom hierdie storie so belangrik is. Almal na hulle wat op 'n manier die Kersverhaal vertel en klomp goedjies bysit, doen dit ook. Ons elkeen op ons eie manier vertel hierdie verhaal oor. Nie om mense bewus te maak van iets wat in die geskiedenis gebeur het nie, maar om te sê dat ons glo dat God die wêreld so lief gehad het dat hy sy seun sou stuur, dat hy self mens sou word, onder ons kom woon. En Matteus sluit dan nou 3 vrouens in daai storie in wat elkeen 'n moeilike storie het. Om te sê Jesus kom ook nie uit 'n perfekte sonder foute geslagsregister nie. Hy tree in ons gebroke wêreld in. God kon baie maklik terugstaan, veilig in die hemel en nie omgegee het oor wat hier aangaan nie. Maar Jesus het mens geword in 'n baie moeilike tyd in die geskiedenis van oorlog waar mense gekruisig is. Dank Vader dit gebeur nie meer vandag nie. En hy was bereid om tussen ons gebrokenheid te kom stap en dit te kom aanneem. Hiermee sluit ek af. Filippense 2 sê dit so mooi. Julle kan dit ook gaan lees. Filippense 2 sê hy wat basies sonder fout was, hy wat alles gehad het onsself leeg gemaak en onder ons kom woon. Hy het sy goddelikheid prys gegee en die gestalte van 'n slaaf, van 'n dienaar aangeneem. En hy was gehoorsaam tot die dood aan die kruis. En daarom het God hom verhoog en die naam bo elke naam gegee. Sodat elke knie sal buig en elke tong sal erken dat Jesus Here is. En dis waar die Kersverhaal gaan. Oor die grootste geskenk wat God vir ons kon gee. En Matteus en Lukas vertel dit op hulle eie unieke manier om mense daarvan te oortuig. So as julle die Kersverhaal gaan vertel, eerstens gaan lees weer en kyk wat gebeur het. En 2, vertel dit op 'n manier wat mense daaraan herinner. Dat God so lief is vir ons, dat hy nie opgee ooit op enige van ons nie. Amen. Dit was vir my soveel pret om hierdie saam met julle te kon deel. Dankie dat ons die laaste aanddiens so kan afsluit. En net
een afkondiging voordat ons saam sing. Volgende week Sondag aand nooi ons julle weer hiernatoe, maar dan is dit ons Kerssangdiens en dit begin 7 uur. So nie 6 uur nie, maar 7 uur. So julle almal is welkom om Kerssangdienste toe kom volgende week 7 uur. En dan sien ons mekaar eers in die aanddiens volgende jaar wanneer die skole weer begin. So ons aanddienste maak dan nou klaar vir die jaar. Julle is altyd welkom om in die oggend 9 uur nog by ons aan te sluit. As julle uitstap, as ek 'n paar hande kan vra, Blanco, ons het net so 2 mense nodig met mandjies. As iemand 'n dankoffer saamgebring het, soos wat jy uitstap, is jy welkom. Kom ons staan saam en dan sluit ons af met die laaste 2 liedere. Ek dink so. Laaste 2 vir die jaar. So, kom ons sing. Dat julle saam deelgeneem het. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, an ocean steep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed and you won't start now. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Spirit, lead me with my trust without borders. And you walk upon the waters, whatever you call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith for me make stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me when my trust is without borders. When I walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be
all my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, and every song must end, and you never do. So I throw up my hands, I praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, nothing else sets for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide, and I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, nothing else sets for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Oh, come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you got a lion inside those lungs. Give up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you got a lion inside those lungs. Give up, praise the Lord. Come on, my soul, yes, come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you got a lion inside those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, nothing else sets for a king, except for a heart singing hallelujah, so I throw up my hands, I praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, nothing else sets for a king, except for a heart singing hallelujah.
come on, my soul. Come on, my soul. Don't you get shy on me and lift up your song. 'Cause you got a lion inside those lungs. Give up, praise the Lord. Oh, come on, my soul. Oh, come on, my soul. Don't you get shy on me and lift up your song. 'Cause you got a lion inside those lungs. Give up, praise the Lord. So I throw up my hands, praise you again and again. So all that I have is a heart. And I know it's not much, nothing else asks for a king. My gebed is regtig dat ons gaan leef as dankbare mense. Veral soos ons nader stap aan Kersfees, dat ons dankbaarheid sal wys op maniere wat ook vir ander mense hoop gee en God se liefde vir hulle wys. Waar ook al jy mag gaan, is die genade van God en die liefde van Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Gees elke oomblik by elkeen van ons. Mag ons sy liefde uitdra waar ook al ons gaan. Amen. Gaan in vrede. Julle is welkom om nog so 'n bietjie saam te kuier. Dankie vir elkeen van julle en sien julle weer volgende jaar vir die volgende aanddiens.